Liewe broers en susters, baie hartlik welkom. Ek het as ek die instap voor sê ek vir broer Ivan daar, so ek is 'n bietjie nerveus. Ek is altyd nerveus voor 'n diens. As ek ietsie self dan moet doen. Julle ken mos die ou woordjie. Vertaal hom in Afrikaans, vertaal hom in Engels. Wees so lank baie tuis en ons gaan nou heerlik begin saam sing en geniet die erediens. Hierdie is die tuiskomsgedeelte. En dan sien ons uit na die erediens, die liturgie ook hierna. Tussentyd, liturgie van die lewe ook. Liewe vriende, dat ek net so 'n bietjie by ons liedere hier uitkom. Reg, ons eerste lied 198. God is my lied. Ons kortverse 1 tot 3. Vriende, dan sing ons lied 524. God roep ons om met woord en daad. Vriende, ons is vanoggend bevoorreg om die VGK koor ook hier met ons te hê en ons luister graag nou ook na wat hulle vir ons bring.
altyd spesiaal. Baie dankie. Vriende, ons sing nou saam, lied 602. Ek sien 'n nuwe hemel kom. Ons sing daarvan vers 1, vers 4 en vers 5. Vriende, ons laaste lied is lied 509. Hier wil ek graag Herberg aan se mense verwelkom. Die almal in hierdie erediens. Mag dit vir ons almal 'n wonderlike opbouende geleentheid wees. Vir ons is dit die ou sendingssondag wat met 'n breër perspektief aangebied word en wat in ons kerk hier na missionaal se kant toe gekom het. Dominee Dirk het vanoggend vroeg gebel, hy is ondervoorsitter. Vroeg gebel om net sy seën oor die gemeente uit te spreek en dan veral sy ou vriend hier op die kansel. Dominee Barnard ook spesiaal te groet namens hom en sy familie en hy beleef al die goed saam na ander kant deur na al die video's en dinge ook te kyk. Selfone af asseblief of silent, hoe dan ook al. Lied 509 baie geliefd in ons gemeente. Daarna gaan ons oor na die uitdeel van die sjokolade op Berge en Dale, lied 509 vers 1 en vers 3. Vriende, ons gaan nou oor tot die uitdeel van die sjokolade, broer Martiens hieronder. Ek glo daar's iemand daarbo wat ook help. Vriende, die eerste een is al die verjaarsdae, almal wat nou so laasweek 3 week verjaar het. Ons vat al so 'n gap as hulle vergeet het. Verjaarsdag, right, broer Martiens, wie's daarbo doen? Is daar iemand daarbo? Right, dit lyk vir my so. Gert, is jy iemand daar? Baie dankie.
Right, al die verjaarsdae. George, baie dankie. Reg, vriende, as die verjaarsdae verby is, dat is so min ouens. Margaret, het jy ook enige gekry? Is jy seker? Sy moet die blommetjie kry, want sy is laas week vir jou. Sê ek nie, jy gaan 'n sweet kry. Vriende, dan ons huweliksherdenkings. Ons kyk so 'n bietjie bo onder, huweliksherdenkings. Almal hier teenwoordig. Hand duidelik op. My aarde, broer hulle. Onthou, ons vra net vir die ouens wat oor 50 jaar saam is, hè nie? Is julle al daar? Maar die kwalifiseer, almal kwalifiseer. Ja, daar's nog. Julle moenie laat dit verbygaan nie. Al die huweliksherdenkings. Ons het nog so stilte gehad hier deur die koue tyd, ja, die stormtyd, kom ons sê so. Right. Boelaas, almal? Goed, Martiens, baie dankie. Lyk vir my agter daarlaas ook, almal geholpe. Goed, niemand oorgeslaan met die sjokolade. Jou vriende, dan doopherdenkings. Doopherdenkings, wie van u is op hierdie Sondag, hoeveel jaar terug, ten doop gebring? Ons moet maar 'n bietjie met die argief skakel oor die goed, vriende, ek ook. Maar ek weet ten minste, Piet en Johanna het hulle werk gedoen. Vriende, nuwe intrekkers. Lyk vir my so 'n bietjie skaarserig. En dan vreemdelinge, besoekers. Daai ouens. Broer Martiens, jy, VGK, julle is Anita wys. Right, besoekers. Maar VGK kwalifiseer nie, hulle is nie besoekers nie. Hulle is deel van, daar sê. Ja? En mevrou Roots, waar is sy? Sy is ook 'n besoeker vandag. Daar's Kari, ek gaan jou nou roep. Maar jy kan 'n sweetie kry, hoor. En vir jou seentjie en vir jou man. Pa, pas 'n kleintjie op. Julle gaan dan nou. En natuurlik ons ou broer, wat daai die Vrystaat weggetrek het Weskaap toe, hierbo. Hy is ook 'n besoeker. My krag nodig. Kyk, laat ons tog nou al die ouens. Hy tog. Vriende, hierdie tuiskoms is lekker. Dit is net vir, hey, dis ons plek hierdie. Ek het die belewenis gehad toe met Janine praat. Janine is langsaan soms, daar so groot dinge daar aan die gang. In die saal met onder Dominee Willie. Maar in elk geval, sy sê, ek kan mos nie hierdie goed in die kerk indra nie. Ek sê, bring hulle. Dis die Here se goede. En is dit nie pragtig nie, né? Baie wonderlik. Vriende, ons gaan so 'n bietjie aanbeweeg na die aankondigings. Rein, is jy reg met VGK? Maar kan jy vir ons 'n aankondiging hierso kom voorhou asseblief? Ons leier ouderling by die VGK, Rein Moets. Rein, jy by ons asseblief. En dankie vir julle koor wat so mooi gesing het. Daar's. Goeiemôre broers en susters. Ek wil ook van ons kant af net ons afkondigings aan die voorhou. Dinsdae aand is skooloefening om 6:00 en woensdae aand het ons bidtuur ook om 6:00 en vandag is ons gesamentlike diens saam met die NG Kerk, missionaal vandag. Ons is ook dankbaar om hier te kan wees vanoggend. En ons glo en vertrou die Here gaan ons ryklik saam seën vanoggend. Ons ook vandag biddag vir die ekologie. Ons bid ook vir die ekologie vandag. En dan wil ek net weer noem, volgende Sondag is ons dankoffer Sondag en die volle bediening sal die diens vir ons waarneem. So baie dankie. Dis in korte saamgevat. Ons is klaar vir Jaarsdag gedoen. Baie dankie. Dankie Raai. Jy het eerste suite gekry. Vriende, laat ek hom net so. Raai, jy het nog 'n werkie daar as jy so lank daar regmaak. Vriende, ons aankondigings het breedvoerig uitgegaan en dankie vir die ruimte en vir die hulp met ons kerkkantoor. Vir missionaal, u sal ook sien dat behalwe dat dit vandag biddag vir ekologie is dit ook 3-eenheid Sondag. En ons weet dat hierdie sake baie mooi by mekaar inskuif. Ons gebruik hier om die gebedskerse aan te steek. Ons eerste kers
die groot kers in die middel, met drie eenheid Sondag, aan God drie enig, al die eer. Ryan, as jy hom vir ons aansteek. En daarna kan jy dan regmaak om vir ons met Pinkster wat ons gevier het, en ons toerusting daar, en dankbaarheid teenoor wat ons ontvang het in hierdie Pinkstertyd, vir ons 'n verdere kers aansteek. God drie enig reik uit, red ons, beskerm ons, rus ons toe, en ons is die kerk, die gestuurdes van die Here in hierdie wêreld in, kerke en kerkwees hier in die wêreld oor. En dan, Ryan, ons klem op die skepping wat jy ook daar bedink het. Ons dink ook die omstandighede waarin ons hier is, die wonderlike reëns wat ons gekry het, die naderdraai van die brande, die uitroei van die indringerbos. Ons het spanne en spanne wat oral aan die werk is, en ook die lidmate van hierdie kerk is oral by hierdie goed betrokke. Dan 'n kers, ag vriende, daar is soveel behoeftes in jou wêreld, ek weet nie waar nog kers oor is nie, maar mag die oorloë tog nou net stop, en mag daar tog net vrede kom. Is daar nog enetjie? Is als nou klaar, ok, baie dankie. Ons pas dit sommer maar so aan. En dan spesifieke behoeftes, die siektes en die wat, vriende, wat is nou daar? Ons het van ons kant af, wil ek graag dan dalk net rondom lidmaatskap wat ingekom het. Freda Eis, Bellville West, D9, hartlik verwelkom. En dan sien ons daar vir die diens vir barmhartigheid daar 'n klompie dingetjies, u kan maar kyk daar, u het gelees. Medelee is daar, Marie Griffiths, Franskraal, ek hoop ek spreek reg uit, sy moeder sal John of Jane wees, de Villiers, oorlede is. Ons voorbidding dan ook, vriende vir hierdie familie. Ek wil ook graag beklemtoon, vriende, die teenverversings na die tyd, deur gasvryheid vir ons voorberei, en ons sê vir hulle baie dankie. En dan erkenning aan almal wat op een of ander wyse bygedra het, en nou bydra, dat hierdie diens kan gebeur, dat hy uitgaan, dat die orgel speel, dat die kerk versorg is, dat mense hier sit, dat hierdie pragtige prentjie hier voor ons is dit nie mooi nie. Toe Dirk sê vir my, dis die mooiste wat ek nog gesien het, uit Duitsland van sy kinders af. Dis bepaald baie pragtig. Vriende, dan beweeg ons nou aan na Kari, as jy vir ons vorentoe kan kom, en dan ons voorsitter van Bediening Missionaal Kerk en Gemeenskap, waaronder ekologie nog funksioneer, as Dion dan net 'n woordjie sal spreek, Kari, en dan is dit oor na jou. Gaan jy hier praat, gaan jy sommer vas? Goed, Dion, jou. Hier weg, en is dit net hier. Goeiemôre, liewe gemeente. Dis nou my voorreg om vir Kari Roots. Sy is die bemarkingsbestuurder van Marine Dynamics. Nou ons sien haar gereeld, en julle wat nou elke maand, behalwe die volgende 3 maande, winter 2 maande, dan rus hulle ook 'n bietjie en kry skep asem. Maar wat 'n voorreg om, dis die laaste Dinsdag, om en by, van elke maand, dan nooi Marine Dynamics ons hele gemeenskap uit om 'n aand, 'n Marine Evening, wat hulle noem, om 'n wetenskaplike, 'n kenner van die see, van die natuur, om so 'n kenner aan ons bekend te stel, en dan word ons nou regtig ingelig in die wêreld waarin ons woon, hierdie pragtige, wonderlike omgewing. En julle word uitgenooi om deel daarvan te word. Julle moet by Janine Taylor uitkom, want as jy nie betyds jou naam gee nie, dit word baie vinnig volgemaak, daar's groot belangstelling. Maar Kari, ons wil werklik vir Marine Dynamics groot waardering en eer bring vir die leidende rol wat hulle speel in ons gemeenskap. Nie alleen om toerisme te verskaf en toerisme te bedryf, julle weet die haaihokke en walvis besoeke in die robbe, maar die omvangryke rol
wat julle speel in natuurbewaring. En ons het groot waardering en ons vra ook dat julle vir julle eienaar, meneer Wilfred Sivers, ons goeie wense as NG Kerk oordra. Maar nou die woord wat jy moet bring, asseblief. Ja, ek dink jy moet maar hier staan terwyl van die opname en die uitsending tans plaasvind. Baie dankie, ons nou luister na my. Sterkte oor Jos, sien uit. Ek dink daai sal werk, dis hy. Liewe gemeente, baie dankie dat ons uitgenooi is vanoggend om ons storie met julle te kan deel wat ons doen hier in Gansbaai. Ek wil net voor ek begin julle vinnig terugvat na die Bybel en heel aan die begin van die Bybel, toe die Here die aarde geskape het. Ek dink, ek weet nie van julle nie, maar hy het 'n wonderlike werk gedoen om hierdie amazing wêreld waarin ons bly te skape. En Adam, toe hy nou eers gemaak is, was sy heel eerste opdrag van die Here was om na hierdie aarde te kyk en om te sien daarmee. Dink hy's nou reg, dis hy. So ja, Adam sy eerste opdrag van die Here was om te kyk na hierdie aarde wat hy gemaak het. En dit was nog ewen voordat Eva op die toneel verskyn het. So ek wil net vir julle vinnig daaraan herinner. En dan, met die volgende skyfie, gaan ek vir julle net wys hoekom dit so belangrik is om daaraan te dink. Gansbaai is een van die min plekke ter wêreld waar jy die Marine Groot 5 kan sien. Ek wil nou nie te veel vir julle sê wat julle alles in Gansbaai kan sien nie, want julle is tog hierso en julle kan dit ook sien. Maar as ons uitgaan op die bote, dan sien ons baie meer as golwe en die dolfyne agter die golwe. Ons sien die pikkewyne op die eiland, op Dyer Island. Ons sien die duisende robbe op Geyser Rock. Ons sien 3 verskillende tipe dolfyne wat verbykom. Een van die spesies is 'n bedreigde spesies, die humpback dolfyn, en hy kom gewoonlik naby die lagoon voor. En daar is, ek dink, omtrent net 500 individue van hierdie spesies oor. So as julle dit sien, is dit regtig iets spesiaals om dit te sien. Ek dink mense raak so vinnig gewoond daaraan om, as jy in so 'n mooi area te bly, net dit vanselfsprekend te aanvaar. Maar daar is mense wat letterlik duisende kilometers vanaf oral oor die wêreld hiernatoe kom, na Gansbaai toe, om te kom kyk wat ons hier in ons agtererf het. So saam met daai het ons ook natuurlik die haie waarmee ons werk. Nou alhoewel die groot wit haie nou nie meer in hulle massas hier is in Gansbaai nie, werk ons ook met die bronzeweiler shark of die koperhaai, soos wat julle hom seker sal ken. En dit is ook baie spesiaal. Hulle is gewoonlik 'n spesies wat in skole saam swem. So in plaas daarvan om net een van hulle op 'n slag rondom die hok te sien, sien jy gewoonlik 'n klompie van hulle saam. Dan werk ons ook met die walvisse. Ons kyk na die Southern Right Whales, wat ek nou skielik nie in Afrikaans kan onthou wat die naam is nie. En dan die boggelrugwalvisse, en dan het ons ook die Pride's Whale. Nou die Southern Right, die suidelike noordkapper, was hy, kom gewoonlik van Junie tot Desember na ons toe. Die boggelrugwalvisse sien ons gewoonlik rondom Augustus, terwyl hulle nog op pad is na Oos-Afrika toe. En die Pride's Whale sien ons eintlik reg deur die jaar. Dit is die walvisse wat heeltyd hier by ons is. Hulle skuif nie ver van ons area af nie, maar dit is nie so maklik om hulle te sien soos die ander walvisse wat daarvan hou om te biljaar nie. Dit is amper om soos te soek vir 'n luiperd in die Kreerwiltuin, as mens dit so kan vergelyk. So met ons bote wat ons uitvat, het ek al genoem, ons vat mense van oral oor uit, maar ook Suid-Afrikaners. En wat vir my die mooiste is hoe mense met verwagting daar aankom, om te gaan kyk hoe lyk dit daar buite, veral met die haie.
Jy kan die afwagting voel, jy kan die senuwees voel, wat dis opwinding. En net 'n paar uur op die boot is hulle besig om te leer oor die Here se skepping. Ons marinebioloë en gidse op die boot vertel hulle van hoe die ekosisteem werk, wat belangrik is, wat se uitdagings daar is vir die ekosisteem om te oorleef. En as hulle dan terugkom, kan jy sien hoe hulle in 'n kwessie van 'n paar uur, hoe hulle verander het in ambassadeurs vir die oseaan. En daai is wat vir ons elke dag se werk met Marine Dynamics absoluut die moeite werd te maak. Behalwe vir die bote wat ons uitneem om vir besoekers hierdie diere te gaan wys, het ons ook 'n span marinebioloë wat werk onder die Dyer Island Conservation Trust, wat ook gevind is deur Wilfred Chivel, en hulle kyk na verskillende projekte. Die eerste een is hulle neem data elke dag op die boot as hulle uitgaan, en ons het oor die dekades wat ons nou al hierdie werk doen, 'n groot databasis met verskillende spesies, en hierdie databasis word dan nagesien deur wetenskaplikes van reg oor die wêreld. Oor die 20 jaar wat die trust nou al bestaan, het ons om en by 40 wetenskaplike studies gepubliseer. En hierdie word gebruik om dan by die regering seker te maak dat die reëls wat in plek is om te kyk na die ekosisteem, die regte reëls is, en hoe ons kan bydra om hierdie nog beter te maak, om dit beter te bewaar. Dan enige diere wat uitgespoel het langs die kuslyn, is ons marinebioloog die eerstes wat gaan kyk daarna om te sien of daar enige iets is wat ons kan doen, of hulle nou nog lewendig is. Ons bioloë en ons werksmanne het die ervaring om te kyk of hulle kan red, veral byvoorbeeld as daar 'n dolfyn of 'n walvis is wat verstrengel geraak het. Dis nie enige iemand wat dit kan doen nie. Daar is spesifieke opleiding wat daarmee gepaard gaan. En indien dit nou reeds te laat is, het ons bioloog die vermoë om dan die dier te vat en te kyk wat sou die oorsaak kon wees vir die dier om te sterf. Dit word dan ook gebruik om verdere studie in te neem of verdere reëls aan te pas om beter te kyk na die aarde of die diere in die aarde. Behalwe vir dit dan is daar ook ek wonder nou of dit ek dink is op die volgende slide, dat ek dit hierso gou klaar maak. So, in terme van bewaring, dit is nie net 'n handjievol mense wat bewaring kan doen nie. Elke liewe een van ons kan in ons eie manier bewaar wat ons het. Nou bewaring, as mens mooi daaraan dink, wat is bewaring? Bewaring is liefde. Want sonder om te gee oor dit wat jy bewaar, kan jy nie regtig vir iets omgee nie. Jy kan nie hulle bewaar nie. Dink aan wat is die persoon of die ding waarvoor jy die liefste is in jou lewe. Nou daai selfde tipe liefde is veronderstel om gebruik te word om ons area en ons ekologie te kan bewaar. Want sonder liefde is bewaring eintlik maar niks. Sonder liefde gee jy nie genoeg om meer te leer oor dit wat jy probeer bewaar nie. Hierdie is nou ongelukkig ontstellende foto's, maar dit moet gewys word, want ek dink as die mensdom nie besef wat hulle doen, of nie sien wat hulle doen nie, althans, is dit ook moeilik. Dis out of sight, out of mind. So, waarmee ons daagliks werk ook is verstrengeling. Dit kan enige iets wees van tou, vislyn, plastiek, en dit is iets wat ons meeste van die tyd probeer vermy deur ons vislyn projek. Ek dink julle het dit reeds al gesien as julle gaan visvang. Dis so 'n plastiese pyp en daarop is sulke mooi stickerplakkertjies wat sê die Dyer Island Conservation Trust en om die vislyn daarin te sit sodat diere nie verstrengel word nie. Dan doen ons ook verskeie strand skoonmaak projekte. So
Ons adverteer gewoonlik as ons dit gaan doen, ons probeer dit so op 'n maandelikse doen en julle is meer as welkom om ons daar ook dan om dit by te woon as ons dit doen. Dis reg vir die volgende slide. Dan kom ons by die African Penguin and Seabird Sanctuary. Ek hoop almal van julle was al daar. Dit is in Kleinbaai en die ingang is verniet en daar's 'n klein koffiewinkeltjie. So asseblief gaan drink 'n koffie of 'n melkskommel. Vat julle familie en vriende, want as julle nie weet van dit nie, die Afrika pikkewyn is onlangs as krities bedreig aangekondig. En dit beteken eintlik iets wat baie maklik is. Oor 'n paar jaar gaan ons hulle nie meer kan sien nie. Oor 'n paar jaar gaan ons pikkewyne nie meer sien nie. Ek weet nie of dit altyd 100% insink as mense dit net so sê nie, maar ek dink as jy teruggaan vandag, dink daaraan. Ons het nou nog die kans om hierdie pikkewyn te kan sien. Maar oor 'n paar jaar, ek praat van 2030, 2035, as ek dink aan my seentjie wat nou 7 maande oud is, weet ek nie of hy in sy leeftyd nog vir sy kinders pikkewyne kan wys nie. So wat ons probeer doen by die Afrika pikkewyn is ons rehabiliteer die pikkewyne wat op Dyer Eiland is. Op hierdie stadium is daar omtrent 900 broeipare oor. 99% van hierdie populasie in Suid-Afrika en Namibië is al verlore. Histories is dit omdat mense hulle eiers gevat het. Dit was 'n spesiale 'n ding om te eet, basically, vir 'n hele paar jaar. Dit is daarom in die 1960s gestop, maar tot vandag toe het hulle populasie net aanhou daal. Die tweede ding wat histories gedoen is die guano op die eiland. Weet julle wat guano is? Ek hoop so. Dit waarin pikkewyne gewoonlik gegrou het om neste te maak vir hulle eiers en hulle kleintjies, is heeltemal gestroop. En daarna is hulle dit was moeilik vir hulle om te oorleef, want nou word hulle blootgestel aan roofvoëls en moeilike weer en storms. En daar het ons besluit om die pikkewyn nesprojek te begin. Dit is ook in die begin van die trust, een van die eerste projekte wat Wilfred mee begin het. Die pikkewyn nes waarvan ek praat is hierdie nes wat hier voor staan. En julle is ook welkom om een te borg as julle 'n stukkie erf wil koop op Dyer Eiland, maar net 'n klein stukkie. So ons kyk na die volwasse populasie op Dyer Eiland en ons glo nie aan om nog pikkewyne vry te stel of jy weet in te bring as daar nie genoeg vis al klaar is vir die pikkewyne op die eiland nie. Die hele ekosisteem is onder hewige druk omdat daar 'n tekort aan vis is. Soveel so dat die robbe al begin om die pikkewyne te jag as hulle teruggekom het van visvang af, net om by die vis in die pikkewyn se maag uit te kom. So hulle eet nie die pikkewyn nie, hulle eet die vis in die pikkewyn se maag. En op die eiland is daar dan twee kleintjies wat wag vir die pikkewyne om terug te kom om hulle te voer, en die twee het dan ongelukkig niks om te eet nie. So dit is 'n hele groot storie en ek gaan nou nie in te veel detail ingaan nie. Julle kan met die besoek aan die Afrika Pikkewyn sentrum baie meer inligting gaan kry. Maar dit sal help as julle die woord kan versprei en vir almal kan vertel hiervan en ook ons gereeld kom besoek. En ek dink dit is wat ek vir julle wou sê vandag. Ek hoop nie ek het iets gemis nie. Maar baie dankie vir julle tyd. O, ek het iets gemis. Anita het vir my baie spesiaal hierdie mooi sak gebring. Net om te wys dat plastiek is 'n baie groot probleem vir ons ekosisteem. So wanneer julle kan, gebruik asseblief sakke in plaas van plastiek sakke. Ons het hierdie sakke en dan ook natuurlik breinsakke wat julle kan gebruik. En sover as wat julle kan, herwin wat julle gebruik. Daar is funksies of daar is 'n plek by ons
in Gansbaai wat hierdie herwinning na gevat word en natuurlik probeer om nie enkel gebruik plastiek goedjies te gebruik nie. Daar is beter maniere en dit is eintlik net te veel vir die ekosisteem om te kan hanteer. En daarmee is my storie dan klaar. Ons sê baie dankie vir Kari. Ek dink nou het ons nog baie beter idee, né? En vir al jou moeite, môre hier te wees, sien ons die ryke keer aan jou. Baie dankie. Kari, baie dankie, hoor jy. Dion, baie dankie. Kari moet terug, haar seentjie was bietjie siek hierdie week en is nog nie heeltemal wel nie, so my pa gaan oorneem. Baie dankie, Kari. Vriende, ons gaan nou so 'n bietjie aanskuiwe en ek gaan nou deurgaan na die verwelkoming, die stilte. 'n Oomblik van stilte. En dan gaan ons nou eers nie sing nie. En dan verwelkom ek graag vir Dominee Barnard Steyn vanoggend op ons kansel. Hy is van Diakonia, van ons Weskaapse Node. Ek lees die mooi ding gisteraand toe ek 'n bietjie daaroor lees. Diakonia ondersteun gemeentes om hulle gemeenskappe te help blom. Barnard, is hy reg? Nou oor na jou asseblief en sien ons nou daarna uit. Oor na jou en jy sal ons vir die liturgie hanteer. Ons gaan dan oor die toewyding. Sing ons hy lied. Baie dankie. Ek het so lekker geluister hier en baie dankie vir die uitnodiging. Ons het 'n toetrede lied, so kom ons ek dink jy het gereed dat ons kom ons bly stil sit en sing hom asseblief. Dat ek eers sê baie dankie vir die uitnodiging. Is regtig vir my lekker om hier te wees. Ek het gedink om net ietsie te sê oor waar ek vandaan kom, so jy kan die skyfie wys van Diakonia. So die VGK en die NG Kerk het ons noem dit 'n samewerkende bediening met die naam Diakonia. So ons werk met die gemeentes van die Kaapland VGK en die Weskaap NG Kerk, 'n klomp gemeentes, 530 gemeentes wat Diakonia bedien. So ek saam met 'n kollega van die VGK, Shaun Esterhuizen, is die twee in die synodale diens as predikante. So Diakonia is maar diens van barmhartigheid, naaste diens, omgee, verskillende gemeentes noem dit verskillende goed. Die VGK het die gewoonte om te praat van diensgetuienis. So sit eintlik die barmhartigheid of die naaste diens en getuienisaksie saam. By die NG Kerk het ons gewoonlik verskillendes. Maar dit is vir ons vreeslik belangrik om Diakonia, of sê maar diens van barmhartigheid, te verdiep en te verbreed. Nou daaroor kan ek nou lank praat, wat ek nou nie vanmôre gaan doen nie. Maar ons het probeer onderskei
wat is die goed wat by barmhartigheid pas? En ons het onderskei liefdesdiens, charity, kos, klere, nood, hulp, pastorale sorg pas by diakonia. En dan het ons gesê 'n profetiese stem, want as daar onreg in die omgewing is, dan moet dit aangespreek word. Die diaken se formulier sê dat ons nie net aan nood aandag moet gee nie, maar ook aan die oorsake van nood. So om 'n profetiese stem te hê, gemeenskapsontwikkeling pas by barmhartigheid. Maatskaplike dienste is ons gewoonlik redelik goed mee, want hier is 'n herberg aan see wat 'n Badisa projek is, hier is ACVV, daar's Little Seed, so daar is professionele maatskaplike dienste sterk gevorm in ons kerk en gemeentes help baie daarby. Maar hoekom ek nou die hele storie sê, ons plaas ekologie by diakonia. Nou, dit is 'n nuwe ontwikkeling. Ek het hier groot geword in 'n kerk wat aandag gee aan ekologie of aandag gee aan die skepping nie. Maar ons sit dit definitief by ons bediening van diakonia ekologie. Die laaste tyd met die rampe, so daar's ekologiese rampe, ons doen baie werk daarmee, maar natuurlik die bewusmaking van ekologie, en ons gaan een van die dae hou ons 'n werkswinkel hoe om groenspanne in gemeentes te stig. Soos ek sê, mense kan nou lank daaroor praat, maar ek wil net die punt maak dat ekologie pas eintlik by diens van barmhartigheid en geluk met julle inisiatief om ekologie in die gemeentebediening in te trek. Goed, ek het gedink om die erediens te begin, soos Bakari het dit nou reeds gevat met die skepping. So ek het gedink om sommer die bekende vers aan te haal, Psalm 24 vers 1 wat sê, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die mense en die wat daarin woon. So net daardie herinnering, die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan. Gemeente, ek groet julle in die naam van die Skepper, Verlosser en die lewegewer. Amen. Kom ons staan op en ons sing 'n loflied, loof heel die skepping, loof die Heer.
baie lekker. Ek dink dit het definitief met 'n goeie orgelspel te doen. En terwyl ek hier staan het ek gedink wel dit help vreeslik by om 'n VGK koor aan hierdie kant te hê. So baie dankie dat ek saam met julle dit kan deel. Ons is nou by die wet van die Here en ek het gelees, dink om uit die Ou Testament net so een versie elk te lees. Die wet van die Here gaan oor liefde. Liefde vir God, vir mense, vir diere, terwyl ons by ekologie Sondag is, liefde vir die aarde. So ek gaan so een versie elkeen uit of Deuteronomium of Levitikus lees, die wet van die Here, en dan vra dat ons weer opstaan en sing, laat Heer u vrede deur my vloei. So vrede, liefde is die wet van die Here en dis hoekom ons dit hiermee saam sing. Liefde vir God. So ons ken die opsomming van die wet van die Here in die Nuwe Testament, maar dit is ook in die Ou Testament. Jy moet die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Liefde vir mense. Jy mag nie wraak neem of 'n grief koester teenoor jou medemens nie. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Liefde vir diere. Jy moet nie 'n bees waarmee jy gaan dors se bek toebind nie. Met ander woorde, die dier wat vir jou sorg, jy moet ook vir daardie dier sorg. So dis nou een voorbeeld, maar so kan dit wees vir alle ander diere. Liefde vir die aarde of vir landerye in hierdie geval. Die 7de jaar moet die hele land 'n rustyd hê, 'n sabbatsjaar tot eer van die Here. Dan mag jy niks saai nie en ook nie die wingerd snoei nie. As deel van die wet van die Here sing ons, laat Heer u vrede deur my vloei. Die Bybel het hierdie beeld dat daar 'n groot skare geloofsgetuies om ons is. En daardie geloofsgetuies
sluit natuurlik, jy weet, mense in 'n hele dorp in van verskillende gemeentes, verskillende kerke, maar dit sluit ook mense uit die verlede uit in wat deel is van die groot skare geloofsgetuienis getuies. So ek het gedink om vanmôre na so een getuie te kyk en die persoon se naam is Claire van Assisi. So Claire se naam beteken lig, clarity, helderheid. Baie keer noem ons 'n kind Clara en dit kom van hierdie selfde lig, helderheid, insig af. Assisi is 'n dorpie in Italië. So sy het gelewe 800 jaar gelede. Baie keer as sy voorgestel word in kuns, dan het sy so 'n Madonna lelie in haar hand, soos wat die vorige skyfie gewys het. So baie keer as jy haar nou gaan opsoek, Claire van Assisi, dan sal jy sien. So daar is ekologies aan haar dat sy so in haar teologie het sy ook baie aandag gegee aan ekologie. So sommer net so interessante iets oor haar lewe. Sy het ryk geword in 'n ryk huis in daardie tyd in Italië. En haar ouers wou gehad het dat op 12-jarige ouderdom sy met 'n ryk jong man sal trou, soos wat hulle in daai tyd gedoen het, jy weet, vroeg getrou het om die familie se geskiedenis, jy weet, voor te sit en die belange te beskerm en al dit. Maar Claire was nie gereed nie en sy het gesê sy gaan eers op 18 trou. Jy weet, 12 jaar is heeltemal te jonk vir haar en die ouers het toe toegegee. Maar toe sy 18 word, toe loop sy van die huis af weg. En toe gaan bly sy nou by hierdie kerkie naby Assisi in Italië, juis om nou nie te trou nie, om weg te kom daarvan, maar om haar lewe vir die Here te wy en haar lewe aan die teologie te wy en eintlik haar lewe aan die ekologie te wy. So sy's net so 'n stem uit die verlede wat ons in ere wil hou en wil herinner. Nou die rede hoekom ek haar in die erediens inbring, is oor een van haar geloofsgewoontes, wat ek vir julle wil bekendstel, en ek dink dit pas baie goed by ekologie, hierdie spesifieke geloofsgewoonte wat sy ontwikkel het en gevestig het, en wat mense vandag nog ken. So jy kan dit wys. So ek gaan die Latynse woorde gebruik, sommer net om dit op 'n bietjie vreemde manier te hoor. So Claire van Assisi, sy het gesê, hierdie geestelike gewoonte moet jy begin by intuïrie. So jy hoor die woord intuïsie. So wat beteken intuïsie? Dit beteken om 'n gewaarwording te kry, insig te kry, om iets te sien, maar nie net met jou oë te sien nie, iets dieper te sien. So ek wil aanbeveel dat as ons nou na die ekologie kyk, dat ons begin om 'n bietjie dieper te kyk. Nie net te kyk nie, maar te sien, of hoe sal mense sê, nie net te sien nie, maar te kyk. En dan het sy gesê, 'n volgende stappie in hierdie geestelike gewoonte van haar, is considerare. Nou jy hoor die Engelse woord consider daarin, wat iets beteken soos dink 'n bietjie dieper na, of oordink iets. So sien regtig, sien met intuïsie, sien 'n bietjie anders, en dan reflekteer daaroor, dink daaroor na, en dan contemplari, is nou die volgende Latynse term. Julle hoor maar, baie van ons woorde kom uit die Latyn uit, uit die ou Latyn uit, want ons sal ook praat van meditasie, maar dan contemplasie. Contemplasie kom dan daarby uit om jou te verwonder.
So om dit makliker te maak vir my, sy moedig ons aan om met ons oë te sien, met ons verstand te oordink en met ons hart te verwonder. Met ons hart te verwonder. Nou, die goed kan jy natuurlik nie so uitmekaar uithaal nie. Hulle sê mos mense oë kan nie sien nie. Jou oë is die reseptors. Dit is jou verstand wat die prentjies maak, jy weet, so ons sien met die verstand, maar so jy kan hierdie goed nie van mekaar skei nie. Sien het met ons verstand te doen, en dit wat ons weet het met ons hart te doen, of dit wat ons weet glo ons, jy weet, die goed vloei so in mekaar, maar dit maak vir my sin om jou in die geestelike gewoonte te oefen, om te kyk met die oë, intuïsie te kyk, 'n bietjie anders te kyk, 'n bietjie dieper te kyk, en dan om te consider, om te oordink dit wat jy nou sien, en dan om tot kontemplasie oor te gaan, om in verwondering in te gaan. En dit is eintlik 'n bietjie sonder woorde, nee, so as 'n mens jou regtig verwonder, is dit amper asof woorde moeiliker maak. So sien met die oë, neem waar, oordink, en dit is natuurlik woorde, en daar waar jou asem weggeslaan word, daar is dit iets anders. So die tema van vanmôre is staan in verwondering. So ons dink aan die natuur, aan die ekologie, maar die tema staan in verwondering. Ek gaan saam met ons lees die bekende Psalm 8. Kom ons bid voor ons dit lees. Here, dankie vir die saamwees, Psalm hier van Blompark, of van die dorp, of van ander plekke, waar ook al, kan ons hier vir 'n oomblik in die stilte van die kerkgebou by mekaar wees, en te sien, te oordink, ons te verwonder aan dit wat U vir ons gee, en ons bid ook nou met die lees, dat U met ons mag wees. Amen. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suiglinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het, so word U teenstanders, die vyande en wraakgieriges tot swye gebring. As ek U hemel aanskou, die werk van U vingers, die maan en die sterre waarin U 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat U aan hom, haar dink, die mensekind dat U na ons omsien? U het ons 'n bietjie minder as 'n hemelse wese gemaak en ons met aansien en eer gekroon. U laat ons heers oor die werk van U hande. U het alles aan ons onderwerp, skape, beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. Is natuurlik 'n natuurpsalm. Ek hou vreeslik baie van hierdie raam. Dit lyk altyd vir my soos 'n skildery met 'n raam, en dit begin en dit eindig met dieselfde woorde. Here, ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde. So ek wil die vraag vra of ek en jy ons nog aan die skepping verwonder. Nou, ek is seker 'n paar van ons sal sê ja, ons leef op 'n mooi plek, Oeverberg, by die see. Ons kan nie die natuur, die skepping miskyk nie. Ja, ons verwonder ons aan die natuur. Ek dink ook 'n paar sal sê ek is 'n bietjie onseker of ek het lanklaas gedink oor verwondering as dit by die natuur kom. Ek het die idee dat ons lewe
in 'n wêreld wat 'n mens kan noem 'n disenchanted world. So ek gebruik nou die groot Engelse woord as 'n mens dit nou in Afrikaans moet probeer vertaal, dan sal ek sê ons lewe in 'n ontluisterde wêreld. En daarmee bedoel ek dat ons iets verloor het van die misterie van die skepping. Want die wêreld het so modern geword. Jy weet, daar is masjiene en rekenaars en besig wees en wat ook al, dat ons iets verloor het met ons konneksie met die aarde. So ons leef in 'n disenchanted world, ons leef in 'n ontluisterde wêreld, en dit is nie vir ons so maklik om in verwondering te staan in die wêreld waarin ons vandag lewe nie. So ek hoop hierdie gaan nou weer aankom, daar gebeur het nou dat ek nou so klaar met die tegnologie, dan laat dit my nou ewesklik in die steek. So toe ek nou gewonder het oor my eie verwondering, toe moet ek heel eerste aan die Karoo dink. So hierdie skyfie se naam is Karoo en Kontry. So 'n groot deel van hierdie suidelike deel van ons land, middeldeel van ons land, is natuurlik die Karoo, en ek het sommer, dit is nou te klein vir julle om te sien, maar die Handam Karoo, die Tankwa Karoo, en behalwe dat die woord Karoo 'n Khoi woord is daar ook baie ander Khoi en San name vir die Karoo. Ek hou baie van die Koup, soos hulle sê, daar by Merwewil rond, of die Gaap, as jy daar by Griekwastad rond is, ou San name. Jy kry die Groot Karoo, die Klein Karoo, Skyn Karoo, Hardemans Karoo, aan die ander kant die Dwaika lê die Moordenaars Karoo, so 'n klomp name wat jy weet ons so kan opnoem. So hoekom sal ek nou, jy weet, as ek aan ekologie en verwondering nou heel eerste aan die Karoo dink, ek dink daar's 'n paar ander mense wat ook, jy weet, dat die Karoo toe sal wil gaan, maar die eerste gemeente waar ek bevoorreg was om te bedien as 'n leraar, was in Peerston, 'n klein dorpie, so na Jansenwil se kant toe, van Peerston af is die Noorsveld, met die Noorsbome, soos hulle sê, wat natuurlik ook 'n Karoo streek is. Na Graafrenet se kant toe is dit die Kamdebo Karoo, en dan was dit vir lekker om weer aan 'n plaas te dink, so teen Breintjies hoogte, wat se naam Slot van die Karoo is. Nou dis nie heeltemal die slot van die Karoo nie, maar dis die slot van die Groot Karoo, soos op die grens tussen die Groot Karoo en die Klein Karoo. Julle sal dit nou nie hier kan sien nie, maar hier is so geel stippeltjie getrek, jy weet, so groot kol, en dit is die Groot Karoo met die Klein Karoo wat hier aan die kant is. So ek het die voorreg gehad om vir 8 jaar daar te bedien, en daar het ek eerste gewaarwording gekry, of 'n ekologiese bewustheid gekry. So ek was altyd lief vir die natuur, maar kom ek sê, hierdie anderse konneksie met die natuur het ek nog nie gehad nie. Of kom ek sê, 'n dieper ervaring van die natuur het ek nog nie gehad nie. En ek het die idee dat almal van ons so 'n oomblik nodig het voordat ons in verwondering kan staan. Weet, verwondering is iets anders. Weet, dis iets om van iets te hou of iets te waardeer,
of lief te wees vir iets is iets anders om in verwondering te staan. So ek dink daar moet een of ander spaak wees, kom ons sê dit maar so, dat jy kan gaan van 'n liefde vir, of 'n waardering vir, of 'n omgee vir, to be in awe, sal die Engelsman sê, om in verwondering te staan. Nou ek gaan dit vir julle probeer deel. Jy kan die volgende een wys. Een van die bekende boeke in Pearson se omgewing is oor 'n plaas geskryf. Die boek se naam is Plains of the Kom de Boer. Is oor die plaas Kruinmeer geskryf in Pearson se omgewing. En daar is hierdie aanhaling. En ek dink dit is veral, jy weet, die bewustheid wat ek van die Karoo gekry het, en toe hierdie aanhaling kom, toe dink ek net, dit gee vir my woorde vir 'n aanvoeling wat ek begin kry. Jy weet, dit werk ons baie keer so, jy het nie woorde vir iets nie, en dan sê iemand iets, of jy lees iets, of jy hoor iets, en dan sê jy, ja, dit gee vir my woorde van wat ek in elk geval aanvoel, jy weet dit waarvan ek bewus geword het. Nou hierdie aanhaling ken ek omtrent uit my kop uit. The Karoo breeds few atheists. Perhaps this is accident, and its plant and animal world, so bizarre and yet so methodical, plays no part in it at all. Or perhaps, unguessed by its people, the pressure of a great plan is about them. So julle hoor wat hier gebeur, daar's 'n drukte in die natuur. Jy weet, die Karoo, dit is so eenvoudige natuur, en tog is dit so intricate. Jy weet, met al die verskillende dimensies, en al die goed wat so perfek in harmonie staan. So ek moet myself nou keer, dat ek nou nie verder daaroor praat nie, maar die Anker Karoo bossie, groei vegetatief, jy weet, so hy steek 'n stingeltjie uit, en daar waar die stingeltjie raak, maak hy worteltjies, sulke geel blommetjies, julle sal hom sien, so dit is die basiese een, die Anker Karoo, maar dan is daar 'n klomp ander Karoo bossies, so as jy bewus raak van die grootsheid van hierdie skepping, dan kan jy eintlik nie meer nie glo nie. The plant and animal world, so bizarre and yet so methodical, and unguessed by its people, the pressure of a great plan is about them. So daai gewaarwording van hier's die natuur, maar hier's iets anders teenwoordig. God is, jy weet, dit is maklik om te sê God is oral, nee? Maar God is hier, en ek voel iets van die Here. Dan Pearson se sterrenag daar in die Karoo is wonderlik, so ek het gedink om 2 gedigte wat van daar af kom, so Ernst van Heerden, wat die een het ek eerste daar, ek net goed kyk, Ernst van Heerden se gedig, so Ernst van Heerden het daar groot geword, baie van julle sal weet van hom, en hy het hierdie Karoo nag gedig. Kan sterre helderder en onpeilbare swarter, planete brand en gloei, swaaldamp tussen stelsels styf, die engele dans ontelbaar op elke naaldse punt, met alle spikkels ewewigtig en apart, ontrapees gebonde sweefarties. Nou lê die slange stil, en marinolammers en springbokke en graaitjies en vinke, net otters en spooke loop, en ek rus in vrede, voortrekkers en padbouers, transportryers en veeboere, dorpsmense en my pa en ma, van Doer by Breintjieshoogte tot Doer by Tantjiesberg. So Breintjieshoogte is so na Somerset Oos se kant toe, dit was die eerste oosgrens
So Xhosas, voordat dit nou die visrivier, die volgende oosgrens geword het, was Brintjieshoogte die oosgrens, en die van julle wat al gery het van Graafrenet na Jansenwil, dan is Tantjiesberg so op jou linkerhand, sulke tandjies voor jy nou afdraai Peerston toe. So daai spys waar ek kon geleef het, tussen van Doer van Brintjieshoogte tot Doer by Tantjiesberg, daai stukkie aarde en die gewaarwording dat dit heilige grond is om daar te mag bly. Iemand anders, Helene Kesting, wat in Peerston groot geword het, skryf ook oor die sterre, net hierdie beeld, 'n byhaardier, ons ken nie almal die term nie, maar dis 'n musikant wat met klokke, kerkklokke musiek maak, 'n byhaardier, so sy gebruik hierdie beeld vir God, sy sê God is 'n gemaskerde byhaardier, maar goed, luister daarna. Ek gaan terug na Peerston om weer die klokke spel van die sterre te hoor, uit die stil naby gewelf van die Karoo plaasnag. 'n Gemaskerde byhaardier bespeel die sterre, net soos ek 'n kind was, die uitspansel weer galm, ek word vervoer deur die luister, die een wat die sterre bespeel by my, op eie houtjie is ek doof vir die klokkespel van die sterre. So julle ken mos nou almal vir Dominee Dirk van Dijk, en ek weet Blompark ken hom ook baie goed. Hy kan nou nie hier wees nie omdat hy in Duitsland is, maar hy sê dat hy was nou dominee van Kookhuis gewees. So dit was nou Peerston, Somerset Oos en dan Kookhuis. So ons was kollegas in daardie sin. Een laatnag kom hy van huisbesoek af, en dit is nou regte huisbesoek, is nie sy bootjie nie, kom hy van huisbesoek af, en hy sien die sterre, hy sien die Melkweg, soveel so, dat hy skrik vir die grootsheid van die skepping, skrik vir die grootsheid van God, soveel so, dat hy moet stilhou, omdat hy net vir 'n oomblik bang geword het vir hoe groot die skepping is. Nou dit is daardie oomblik om in verwondering te staan. Ek dink 'n oomblik kan 'n mens se lewe verander. Weet as jy so oomblik gehad het, dan kan jy amper nooit weer anders wees nie. Weet as jy vir 'n oomblik in verwondering gestaan het. So ek dink wat ons vir mekaar sê is die skepping is heilig. Dit is basies. Ek kan dit op 'n ander manier sê om dit te probeer onthou. Die skepping is sakramenteel. So julle ken 'n sakrament. As ons nagmaal hou, dan eet ons brood en ons drink wyn. Dit is die sakramente, maar die twee wys heen. Die wyn na Christus se bloed, die brood na Christus se liggaam. So ons sê die sakramente is heenwysend. Dit wys heen. Nou in dieselfde taal moet ons sê die skepping is sakramenteel. Die skepping is heenwysend. Die skepping wys heen na God se ryke verskeidenheid, na God se eenheid, na God se goedheid, God se versorging en wat jy ook al daarby kan sit. So ons kan God sien in haar ryke verskeidenheid as ons net die skepping regtig kan raak sien. Die eenheid wat daar is tussen lewend en nie lewend en die wetmatigheid, die wette wat by mekaar pas. So ek het gedink jy kan maar daai gebed, daai volgende een wat jy daar gehad het, daar hou. As ons nou by die gebed kom, dan dink ek ons moet 'n stil gebed doen
En kies vir jou 'n geografiese plek of 'n natuurverskynsel of 'n skepsel, iets wat geskep is, waaroor jy jou kan verwonder. Jy weet, so jy moet nou 'n bietjie jou verbeelding gebruik, en dan gebruik ons leer van Assisiese geestelike gewoonte, en kyk of ons van intueri na considerare, na contemplare kan gaan, oordink en hart en in verwondering staan. So kom ons bid saam, ek gee tydjie stilte, sodat ons 'n stil gebed kan hê. Kom ons bid saam. Amen. Daar's nou geleentheid vir die dankoffers, is dit reg? Sê weer. Dis reg. Here, dit is 'n voorreg om u kind te kan wees en om te kan weet dat alles wat ons is en alles wat ons het, ontvang ons van u af. En daarom kan ons ook bydraes maak. Daarom kan ons ook bystaan en help. Daarom kan ons ook bydra tot eer van God en tot uitbreiding van die koninkryk van God, wat die natuur en die ekologie insluit. Ons bid, Here, dat die fondse
wat ons as gemeentes bymekaar maak, dat ons dit as rentmeesters mag aanwend tot uitbou van kerk en koninkryk en tot u eer. Ons bid dit in u naam. Amen. Ons gaan afsluit ook met die sing van Psalm 8. Ons sing verse 1, 3, 4, 5. O Here God, u naam is groot op aarde. Kom ons sing ons slotlied. As die slotlied klaar is, gaan ek 'n gebed voorhou, 'n seën voorhou. En dit het ook 'n beeld van God, die Gees van God as die tuinier van ons siel. So dit pas 'n bietjie by die ekologie, so dit sal dan die seëngebed wees terwyl julle so bly staan. Wees die tuinier van my siel. Hoe lank wag ek nou al op u stil, in 'n koue winter van my siel, maar nou, in die kragtige naam van Jesus Christus, waag ek om u te smeek. Hark weg die dooie blare van die verlede, vergrys die harde kluite van my weerbarstige gewoontes en groewe, werk diep in my in, die ryk kompos van nuwe visie en vreugde, plant diep in my siel, u lewegewende woord, versorg, gee water, koester my hart, totdat die nuwe lewe in my ontkiem, groei en blom. Amen.